Ek dink ons gaan begin vanaand en iemand wat vir my baie naby my hart lê is Sakkie en Jenny. Ons kom al 'n baie lang pad saam en Sakkie is gisteroggend oorlede. Ja, my hart bloei vir Jenny, vir die kinders en die familie. En ek dink nog Wynand die aande wat hulle hier was toe hulle ingetrek het dorp toe en toe hulle dan het ons hom altyd gespot oor die blind was nog nie op is nie en al die goeters en dit was Sakkie gewees. As ek daar by hulle gemeente bedien het, dan het hy daar by die hek gestaan en die hek vir hom oopgemaak en vandat die hek oopgemaak het, ek en hy begin gesels tot ek weer daar uitgaan. Dit was Sakkie gewees. Was 'n man wat vir my baie naby my hart was. En die laaste keer wat ek hom gesien het, ons lekker gesels het, en ek wil hê ons moet vir 'n paar oomblikke net stil raak en ons oë sluit en net so stil raak voor die Here en besef dis 'n pad wat elkeen van ons gaan loop. En ons moet gereed wees vir daai pad, maar ons dink ook vanaand aan Jenny en aan die familie. Ek sien Rina is besig om in te skakel. Kom ons gee hulle net 'n kans om dalk in te kom. Ja, dit lyk te mooi was. Hi John, hi Rina. Hallo julle. Alles wel daar by julle? Ja, dankie. John, Rina, een van ons oud lede, Sakkie is gisteroggend oorlede. Jammer. Ek dink ons moet as groep net so vir 'n paar oomblikke stil raak, ons oë sluit en net vir 'n paar oomblikke dink aan hulle. Vader, as ons vanaand voor U buig, dan besef ons hoe nietig is die mens. Ek wil vir U dankie sê dat U Sakkie op ons pad gesit het. Dankie dat U Sakkie op my pad gesit het. Dankie vir die goeie tye wat ons saam kon gehad het en vanaand kyk ek terug oor al die mooi dinge wat ons gesels het en sy entoesiasme wat hy gehad het in die lewe. Vanaand weet ek dat hy veilig gearriveer by U. En maar ek bid vanaand vir Jenny en die familie, die groot verlies wat hulle het. Bid ek dat U vertroostende hand sal gee en sal vertroos. Ons as groep wil vanaand vir U sê dankie. Dankie vir 'n persoon so Sakkie wat ons geken het, Here. Dankie vir die impak wat hy in ons lewens gemaak het. Vanaand besef ons ook, Here, dis 'n pad wat elkeen van ons moet stap. Ek bid vanaand, Here, dat U Heilige Gees ons sal lei. As daar iets is wat tussen ons en U sal staan, dat dit verwyder sal word. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ons praat 'n bietjie oor 'n onderwerp en nou net toe ek en Annelie bietjie deurgaan, toe dink ek, joh, het ek die regte onderwerp. Maar ja, ek dink ons moet daaroor praat. Ons moet dit in die oë kyk, Salome, en ons moet daaroor net gesels. En die onderwerp is as die lewe nie sin maak nie. Almal van ons, ek was al daar in my lewe dat die lewe het net nie sin gemaak nie. En ek was in die versoeking, of nie versoeking nie, ek was getempteer om te sê as God nie sin maak nie. En miskien was jy ook al op daai plek in jou lewe dat jy net gewonder het, Here, hoekom, waarom? Hoekom het dit gebeur? Wat het gebeur? Maar dit klink al vir my so sonde om te sê as God nie sin maak nie. En toe het ek maar die opskrif verander as die lewe nie sin maak nie. En ek wil vanaand afskop op hierdie tema en sê dat ek glo nie alles in die lewe het 'n antwoord nie. Ek weet nie alles nie. God is alwetend, God is in beheer. Louis is nie in beheer nie. En ek weet nie alles nie. Ek dink is ook 'n teken van volwassenheid die dag as jy besef jy weet nie alles nie. En jy kan nie alles self doen nie. Is 'n teken van volwassenheid. Maar kom ons skop vanaand af en ons vra die vraag, wat sal 'n goeie ouderdom wees om te sterf? Wat sal 'n goeie ouderdom wees om te sterf?
En ek wil amper nou by die seksieste persoon gebeur het hier op die groep, toe ek na die foto's kyk, en toe kyk ek nou na myself, so ek gaan nou nie by myself begin nie. Marius, wat dink jy is 'n goeie ouderdom om te begin? Ag, om te sterf. Ek dink vir die mense wat nou nie al die antwoorde het nie Google op hulle fone nie, maar in elk geval ek dink 59 is 'n goeie tyd. Don't overstay your welcome. Marius, jy moet nou versigtig wees. Toe ek jonk was en my ma het 60 gehaal, toe dink ek wil nooit so oud word nie. Nou is ek 60. En ek is nou al verby 59. So, draai dit om en sê 95. Lisel, wat sê jy, wat sal 'n goeie ouderdom wees? Ja, mense wat my ken sal weet wat gaan ek nou sê, maar ek gaan dit nie nou sê nie. Ek dink nie daar's 'n goeie ouderdom nie. Ek dink net, are you ready? Dis die vraag. Ja. Dit kom. Ja, ek stem saam met Lisel. Is jy gereed? Rina, wat sal jy sê? Ons sê mos as iemand dood is, hy's op 'n rype ouderdom, hy's op 'n goeie ouderdom oorlede, Rina? Ja, kyk, vir my is 80 nou baie oud, so ja. John, wat sê jy, ou vriend? Nee, ek sal like om so 85 te wees. Ek stem saam, 85 klink vir my lekker afgerond. En dan kry mens weer 'n spesiale belastingverligting, dink ek op 85. Ek is nie seker nie. Robert, wat dink jy? Wat sal 'n goeie ouderdom wees? Weet jy, ek het die dingetjie nou al 'n hele tydjie oorweeg en bedink en gewat. Ek wil nie doeke dra nie en ek wil myself kan was nog en ek wil kan loop. Die dag as dit my ontneem is, dan het ek klaar gelewe, dan wil ek asseblief huis toe. Dat ek die nuwe liggaam kan kry waar ek weer kan jabula. Ek het altyd gesê, 'n mens is die dag oud, né? As jy nie meer trappies 2-2 kan klim nie, maar dis nou al 'n paar 10 jaar terug vir my dat ek nie meer trappies 2-2 kan klim nie. Maar ek dink mense is die dag oud as jy nie meer drome het nie. Gerda, wat dink jy is 'n ryp ouderdom om te sterf? Ja, ek wil ook nie regtig totaal daaraan heg nie. Dit is soos Robert sê, as jy afhanklik is van iemand anders, moet dit verskriklik wees. So ja, dit is die tyd wat ek wil gaan. Dan wil ek huis toe gaan. Dit is absoluut so. Ek wil nie 'n las vir ander wees nie. Maar weet julle wat? Vir jou geliefdes sal jy nooit 'n las wees nie, né? Ek sê dit maar net so nie. Ek sê dit maar net so. Want dink nou, jy luister nou na Robert en dink jy, ag Robert, al draai jy 'n nappie, ek gaan nog steeds lief wees vir jou, né? Salome, wat gaan 'n goeie ouderdom wees? Ek het 'n paar ouderdomme. Ek het 18, maar ek is nou nog verby. En dan wil ek sal graag wil ook 85 word, maar soos almal sê, ek wil regtig graag selfversorgend wees. Dit is so. Mens doen graag vir jou geliefdes. Geen nie om nie. Maar ek dink tog te doen iets aan 'n ou se dignity. Ja, so dit sal vir my lekker wees as ek selfversorgend is en ek kan oud word. Dit sal vir my en ek kan onthou, ek het nog my geheue dat ek nie vreemde goed praat nie. Ek dink daai is belangrik wat jy sê, dat ons nie nie net 'n fisiese las is vir mense nie, maar dat ons ook 'n emosionele las word vir mense nie. Ja. Tannie Wilma, wat sal 'n goeie ouderdom wees om te gaan? Ek weet nie, dis die Here se besluit. Maar as ek moet besluit, sal ek sê so, al is my liggaam bietjie nou nie heeltemal kan nie mooi loop nie, solank my verstand en solank ek nog kan tot 2 tel en sê 2 en 2 is 4 en ek het nog hierso ietsie bo dat ek nou nie sê, hoe sê, wat sê jy? En 'n storie mal oor vertel nie. Ja. Wynand? Ja. Wat beplan jy, my vriend?
Yes, pastoor, ek moet sê oom Robert het 'n baie goeie punt vir my daar beter. So ek dink ek wil net nie 'n aartappel wees nie. Ek wil nie as jy nie meer daar is nie, as jy daar is maar jy's nie daar nie. Ligte is aan maar die mense is nie by die huis nie, dan dink ek is dit verby. So ek dink dit kan 90 wees, dan kan jy nog lekker gras sny. Jy kan op 60 alle aartappel wees. Ek wil nie 'n las ek wil nie las vir ander mense wees en dan moet jy heeldag versorg en so aan nie. So ek dink as die gesondheid so ingee dat jy nie meer daar is nie, dink ek is 'n goeie tyd vir jou om te gaan. Anita, wat sê jy? Jonge dame? Dis wat Wynand sê. Daar's mense wat stok oud met kieries is op 60, dan is daar mense soos die tannie by wie ek klavierlesse geneem het wat 91 is, wat nou met 'n boot gaan toer van Nederland tot in Switserland met ons klein seun. En ek meen dit kan wees tussen 90 en 100 gaan dis nie dat lyk glad nie asof sy binnekort oorlede gaan wees nie. So ek sal sê tussen 90 en 100. Maar dit is ook gaan definitief oor die kwaliteit van jou lewe as dit ontneem is, soos jy almal sê, dan is dit dalk gouer as later. Maar ek dink so tussen 90 en 100. Of as jou geld ophou. Stel, wat sal 'n goeie ouderdom wees? Dink as jy nie meer na jouself kan kyk nie en as jy oorlas raak vir ander. Wat sê jy, meisie? Nee, daar's ook nie vir my 'n regte of 'n verkeerde of 'n goeie of 'n slegte ouderdom nie. Maar ek stem saam met wat elkeen van julle sê. Terwyl ons selfversorgend is en verstandelik gesond is en ja, dan kan ek maar 100 jaar oud word. Alhoewel ek regtig nie hoop dit sal so wees nie. Dis baie oud. Sy wil nie so lank met my opgeskeep sit nie. Ek wil nou op 'n hele ander en julle is almal 100% reg. Ek dink ek wil nie meer op aarde wees as my doel hier op aarde uitgedien is nie. Solank ek nog 'n doel en 'n purpose het hier op aarde, dan moet ek hier wees. Maar as daai doel uitgedien is, dan asseblief laat ek gaan. En ek luister na almal se sentiment van hom. Almal van ons besef ons gaan die pad stap om dood te gaan. Ons weet net nie hoe gaan ons doodgaan nie. Ja, die dood is altyd te verlies. Die dood is verskriklik. Right. Hoekom ek hierdie onderwerp gekies het? Daar was 'n spesifieke persoon in Amerika wat baie skrander was. Hy was 'n dokter, hy het geleer as 'n dokter. En terwyl hy besig met sy mediese studies het hy geroeping gevoel in sy lewe en hy het 'n teologiese opleiding gehad en toe het hy besluit hy gaan werk in Afrika. En hy was 3 maande besig hier in Afrika. Toe kry hy kanker op 29-jarige ouderdom. Hierdie begaafde jong man, hy's 'n mediese dokter, hy's 'n teoloog, hy doen sendingwerk op 29 jaar. Toe sterf hy aan kanker. En ek dink elkeen van ons in ons familiekring kan ons kyk en ons sê dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. Hy's op die kruin van sy loopbaan en sy roeping. Hoekom is hy dood gegaan? En net so weet ons van kinders wat in grafte is vandag. Dit maak nie sin nie. En ek wil hê ons moet bietjie ons gedagtes hier opgaan en onthou wat ek aan die begin gesê het. Ons het nie al die antwoorde nie. Maar baie mense waarmee ons te doen gaan kry, gaan ronduit en reguit vir jou gesê, sekere tye maak God nie vir my sin nie. Hoekom en waarom moes dit gebeur het? En ek dink as gelowige, as jy nog nooit die vraag gevra het hoekom en waarom nie, gaan daar miskien 'n tyd kom wat 'n mens vra hoekom en waarom. Ja, miskien as jy dit gespaar, dan is dit goed so. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel in Spreuke 19 vers 21, Spreuke 19 vers 21, meisie. "'n Mens kan hoeveel planne maak, maar op die ou einde gebeur wat die Here besluit het." Iets wat uitstaan in hierdie versie vir iemand?
Ons het die afgelope 3 jaar wat ons rondgetoer het ons daai vers het by ons so uitgestaan, want ons het allerlei planne gemaak en die Here 2, 3 keer gesê, nee, is nie julle planne nie, my planne. So ja, ons kan doen en sê en wat ook al wat ons wil, maar as dit nie in God se plan is vir ons nie, so sal dit dan nie werk nie. So, as ek jou reg kan verstaan, ons mense het 'n plan, maar God het 'n doel. Ja. 'n purpose. Ja. Plan and purpose. Ja. En ons planne, ons maak planne, maar op die einde van die dag sal sy besluit in ons lewe geskied. Nog iemand iets sê oor hierdie vers? Karina, praat jy 'n bietjie? Ja, daai is 'n moeilike ene, want mens maak baie planne. Jy is altyd, veral soos wat toe ek nou verjaar het, ook 'n 60, ek moet nou begin seker maak, alles is reg vir 65, en jy dink net, en dan besef ek net weer vanoggend, God is my provider. Ek kan al die planne in die wêreld maak, maar ek moet net weet op die uiteinde van die dag, hy is my provider, en hy kan môre besluit, maar dis anderste. Amen. Nog iemand ietsie sê? Hoor die 53 vertaling wat sê, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Ons kan plannetjies maak soos ons wil, maar die Here se plan, dit is waarna toe ons gaan. As ons kyk na die lewe van Jesus Christus, hy is op 33 is hy gekruisig. En ek dink menslik kan mens die vraag gevra het, maar dit maak nie sin nie. Hy's op, ek meen nie, dis die feit dat die disippels dalk weggehardloop het. Petrus sal hom verloon het, want dit het nie sin gemaak dat hy gekruisig word nie. Maar wat was Jesus se doel? Wat was sy doel op aarde? Ja, dan kom vir ons te kom sterf, of vir ons te kom eerstens 'n voorbeeld wys van hoe om te leef, en daarna te sterf om ons sondes te dra. Ek stem 100% saam met Marius. Dan dink ek terug aan Getsemane, waar hy bid en sê, Vader, laat hierdie bitter beker by my verbygaan. As daar 'n ander plan is, laat dit gebeur. Maar nogtans nie my wil nie, u wil. En baie keer, soos ek sê, hierdie gesprek waarin ons sê is vanaand en wat ons miskien volgende week ook gaan kuier op, kom dit daarop neer. Ons soek baie keer antwoorde. En dinge maak nie vir ons sin nie. Hoekom gebeur dit? Waarom gebeur dit? Maar dit gaan hieroor, wat is God se plan? Nie Louis se plan. Wat is God se plan? Kom ons kyk wat sê 1 Johannes 3 vers 8. Dis nie op die gebedslys nie, Wynand. Daarom moet Wynand vir ons lees. 1 Johannes 3 vers 8. Asseblief Anita. Blaai tog vir die oom soontoe. As ek net so kan bylas, ek dink amper, dit kom nou by my op dat dis amper soos wat jy 'n kind het. Jy gee vir hom 'n sekere raamwerk wat hy in kan werk, maar beide kan dit gaan hom keer dat hy nie of uit die huis uit gaan nie, of uit die erf uit gaan nie, dat hom kan veilig hou in sy omgewing wat hy is. Verseker. Daar's 'n beskermde grense wat gestel word, en daarin kan hy floreer, né? Wynand, wat sê 1 Johannes 3 vers 8? Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Ja, dit was die doel van Jesus Christus, om die werke van die duiwel te verbreek, en hoe het hy dit verbreek? Deur ons vry te koop aan die kruis. Dit was sy doel hier op aarde. Die wonderwerke en al hierdie goed was 100%, maar die doel is, hy het gekom om te sterf en op te staan uit die dode, om die dood te oorwin wat ons verlede naweek geseëvier het. Kom ons gaan na die volgende ene toe.
Die volgende gedagte, John, as jy by die huis kom en Rina is doodstil, sy praat nie met jou nie, wat se emosies gaan deur jou? Dis fantasties. Dis stil. Sorry, wrong person. Robert, as Gerda stil stype kry, wat doen jy? Hy gaan saam met John stem. Hy is baie blus my airtime klaar is. Dan is daar vrede. Baie keer as ons deur 'n baie moeilike tyd in ons lewe gaan, dan is of God wegraak. Het ek gevries? Dit raak stil. Ons voel of ons nie 'n deurbraak het nie. Jesus roep uit aan die kruis, Vader, waarom, hoekom het U my verlaat? Job het daardeur gegaan. Dawid het daardeur gegaan en gevoel, die Here het hom iewers langs die pad verlaat. En die hele gedagte is, stilte beteken nie afwesigheid nie. God sal jou nooit verlaat nie. Miskien is dit net stil. Miskien het ons nie die antwoorde nie. Miskien is dit net stil. John, praat met ons ook. Moenie vir Rina nou stuur om vir jou koffie te gaan maak nie. Nee. Ons het juis oor hierdie van môre gepraat. Waar baie keer as jy klaar met 'n projek is of jy is klaar met iets, né, en jy het iets reg gekry, dan word jy stil. As jy uitgaan op 'n toneel en jy kom terug van daai toneel af, dan sal ons huis toe ry en nie 'n woord sê nie. Ons sal net stil wees en sê, ek probeer in die Ou Testament, ek kan nie onthou waar dit, Elijah was mos so. In die woestyn. In die woestyn. Hy het mos gaan slaap en toe hy wakker word, het die Here vir hom water en brood gegee. En toe hy onder 'n doringbos gaan lê, ja. Ja, en toe hy vir 40 dae mos geloop en in die grot gaan, het hy weer stil geword en toe die vuur en die storms en alles het gekom. So ja, dis waar. Partykeer moet jy net stil wees. Okay, so wat ons vir mekaar sê, moenie bang wees vir stilte nie. Nee. Embrace the moment. God het jou nie verlaat nie. Nee. God het jou nie eenkant toe gestoot nie. Ek dink altyd in 'n eksamenkamer, in 'n eksamenlokaal, dan staan 'n groot bord wat sê stilte. Dis nie wanneer die onderwyser die antwoord in jou oor kom fluister nie. Dis stil. Okay, ons praat later daaroor. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Eksodus 5 vers 17 tot 21, Anita. Hierdie gedeelte gaan daaroor, die Here het vir Moses geroep, Moses gesê, ek gaan sê vir Farao, my volk moet trek. Hulle gaan na Farao toe en hulle sê vir Farao en Aaron, die volk moet trek. En Farao sê die volgende in Eksodus 5 vers 17 tot 21, Anita. Maar hy het geantwoord, lei is julle lei. Daarom sê julle, laat ons gaan, laat ons aan die Here offer. Nou dan, loop werk. Maar strooi sal julle nie gegee word nie. Ewenwel moet julle die hoeveelheid bakstene aflewer. Toe sien die opsigters van die kinders van Israel dat dit sleg met hulle staan, omdat daar gesê is, julle mag julle bakstene volgens die eis van elke dag nie verminder nie. En hulle het Moses en Aaron teëgekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van Farao af weggaan. En hulle het vir hulle gesê, mag die Here op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat het in die oë van die gehaat gemaak het in die oë van die Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle 'n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Dankie.
Wie het gesê die volk moet trek? Ek sê hulle Ja, moet. pot. Nee, Ekskuus Robert? Die Here het gesê dat die volk moet trek, hulle moet. pot het gesê, ja. Was Moses en Aaron buite die wil van die Here toe hulle Aaron toe gegaan het? Ag, was Moses en Aaron buite die wil toe hulle na Farao toe gegaan het? Nee. Nee. Hulle het die regte ding gedoen. Maar hulle het die verkeerde antwoord gekry. En baie keer doen jy die regte ding. Ekskuus net. Baie keer doen jy die regte ding. Maar dinge loop verkeerd. Dit maak nie sin nie. Iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte. Wees gehoorsaam aan God se stem en doen wat hy sê jy moet doen. Dit klink dalk nie vir jou nou reg nie, maar wees gehoorsaam en doen so. Ek hou van wat jy sê. As jy die wil van die Here doen, dan kan daar 'n bietjie 'n teenstand kom. Kyk, my vertaling sê, of my vertaling sê, dat as jy 'n kind van God is, gaan dit altyd goed met jou. Daai klink soos die Vrystaat vertaling. Nou jy weet die Vrystaat is reg, Marius. Pas op vir die ideologie en die teologie wat sê dit moet altyd goed gaan met jou. 'n Kind van die Here word nie siek nie. 'n Kind van die Here mag nie hartseer wees nie. Pas op vir daai teologie. Dis verkeerd. Daar's iets wat my opval van die oudstes. Wat hulle vir Aaron en Moses gesê het. Ja. Hoekom is dit so as dinge verkeerd loop in ons lewe, dan wil die mense vir ons vertel hoekom dit verkeerd loop? Ja, dit gebeur nogal gereeld. Jy kry nou siekte want jy het nie wortels geëet toe jy 'n kind was nie. Wynand, dis hoekom jou voet seer is want jy het nie wortels geëet toe jy 'n kind was nie. Ek het nie kool geëet nie, is reg. Moet julle geweet. Is dit nie so as ons met mense gaan praat wat nie julle nie, maar mense probeer altyd 'n antwoord soek vir alles wat in hulle lewe gebeur het. En dan gee ons eintlik net die verkeerde raad, ons gee die verkeerde advies. Seker die verkeerdste advies wat ons seker kan gee. Liewe Jesus het die mooiste blommetjie kom pluk vir sy blomtuin. Ja. Praat met my. Dis 'n geval van ouers, ek weet ek het dit al in die verlede, dan sê ek vir Robert, in elk geval, as jou kinders 'n verkeerde besluit neem en hulle val bietjie hulle knie stikkend of so ietsie, dan kyk ouers baie keer na mekaar en sê, wat het ons verkeerd gedoen? En dis nie wat ons verkeerd gedoen het nie, is die keuse wat die kinders doen. Ja, ons is lief om die fout by ons te soek, maar wat het ons verkeerd gedoen? Marius? Laat ek net gou weer dink wat ek wou sê. Ek sal nou terwyl Marius dink, ons moet versigtig wees om goedkoop raad sommer net vir mense te gee. Dink aan Job en sy vriende. Ons moet versigtig wees om goedkoop raad te gee. Salome, wat wil jy sê? Ek sien jy wil ietsie gesê het. Nee, maar dit voel net vir my asof hulle het die regte ding gedoen, maar nou gaan dinge erger. En nie eers 'n bietjie beter nie, dit gaan net baie erger. So dit kan 'n mens laat twyfel of jy die regte ding gedoen het, die reg gehoor het. Ja, en dis waar die geloof nou inkom, né, Salome? Ja. Moses het gebed, daar was 'n brandende doringbos gewees. Het hy teruggekom, Marius? Sorry julle, ja, hy het teruggekom. As jy die regte ding moet doen, het jy vrede in jou hart oor dit wat jy wil doen, dan moet jy vasberade wees om daai ding
deur te sien tot op die einde toe. Want dit kan baie keer wees dat die ander met dit net tot so voor dit nou kan ek maar sê sy doel bereik het, dit wat hy moes doen, en dan verloor hy daardie seën omdat hy besluit het nee, dis nie die regte ding om te doen nie, maar jy het altyd vrede in jou hart gehad, al het die dinge skeef geloop, jy het altyd vrede in jou hart gehad, dit wat jy doen is reg. Verseker, verseker. Kom ons kyk wat sê Prediker 11 vers 5 stel. Dus jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie. Net so weet jy nie wat die werk van God alles doen nie. Ag, jy stel eers net weer vir my, asseblief. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie. Net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Hoekom moet ons nie alles weet nie? Ek dink as ons alles geweet het, sal ons nie op God vertrou vir dit wat ons nie kan sien nie. Ek hou van daai antwoord, Rina, ek hou daarvan. As ons alles geweet het, Robert, al die slegte dinge wat dalk in jou lewe gebeur het, as jy dit 'n week voor die tyd geweet het, hoe sou jy gereageer het? Jy sou nagte nie geslaap het nie. Is dit nie so nie? Ek dink dit is baie keer baie goed om nie te weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar ons weet een ding, God is in beheer. Absoluut, amen. En wat Rina nou daar gesê het, is baie belangrik. As ons alles geweet het, dan dink ek het ons geloof by die venster uitgegooi. Ons sou nie meer op God vertrou het nie. Ons sou nie op God vertrou het nie. Lisel, wil jy iets sê? Yes, John? Dink net hoe bang sal jy wees. Ja. Hoe bang sou jy gewees het? Nou die dag toe daai ou jou gestamp het op die motorfiets, jy sou daai dag nie eers gaan werk het nie. Jy sou heeltyd agter jou gekyk het, wanneer kom daai ou nou? Korrek. Maar jy het geloof. God sal jou hierdeur dra. Lisel, jy steek jou handjie op. Ons sien jou handjie. Nee, sy het iets om te sê nie. Ek dink nou sommer, toe Eva nou die perske geëet het, was dit van die boom van kennis van goed en kwaad, so ons kan onderskei tussen goed en kwaad, maar nie kennis van die toekoms nie. Dis waar. Dis waar. Ja, en die mens, ons wil graag die kennis hê, ons wil weet. Maar is baie keer goed, ons weet nie. Ons wil weet, maar is baie keer goed, ons weet nie. Kom ons kyk wat sê Deuteronomium 29 vers 29, Gerda. Kan ek gou ietsie sê? Asseblief, Tannie Wilma. Dis dieselfde soos wat ek alleen bly. Almal vra vir my, sê ek nie bang nie. Ek sê nee, want ek vertrou in die Here. En jy hoor seker goed hierso, maar ek gaan nie, party mense, as hulle klein gelykie hoor, dan alles paniekbevange. Ek raak nie so nie. Ek meen, jy moet vertrou, jy moet in die Here vertrou en sê, Here, jy is in beheer van my huis, van myself, en jy moet glo, dat hy vir jou gaan beskerm. Verseker. Wat of wou ook al, jy vra vir beskerming. Verseker. Kom ons kyk na Deuteronomium 29 vers 29, Lisel. Ag, Tannie Wilma, kry vir ons in Engels ook Deuteronomy 29:29. Die geheime dinge is vir die Here ons God. Die dinge wat wel bekend gemaak is vir ons en ons nageslag vir altyd, sodat ons kan lewe volgens die woorde van hierdie gebooie. Okay, wat ek hier aflei is dat daar is sekere goed wat God net vir homself hou. En daar is sekere goed wat hy aan ons openbaar.
Ek meen as jy 'n pasgebore babietjie het of 'n kind van 2 jaar en jy probeer die kind van 2 jaar, wat is 'n baie moeilike wiskundige formule, Marius? Die vierkant wortel van 28. Vierkant wortel van 20 en jy wil dit vir 'n kind van 2 jaar leer. Ek meen, dit gaan nie sin maak nie. Jy verstaan. So God openbaar volgens dit wat ons nodig het. En ons kan nie die volheid van die kennis hê nie. Ons kan dit nie hê nie. Tannie Wilma, het Tannie hom vir ons in Engels? Ja, Kate. Lees vir ons asseblief. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Dankie Tannie. So, God openbaar net sekere goed aan ons. Ek wil amper sê, die Here openbaar goed aan ons wat goed is vir ons. Want die negatiewe goed gaan ons so laat rondrol in die nag. En party mense van ons as ouervinkers, hulle gaan nie slaap daai nag nie. As ons alles moet weet nie. Salome, jy skud jou kop? Definitief. Definitief. Ek het nou glad nie op jou en Lisel gemik nie. Ek mik op myself nou, hoor. Nee, want sê nou maar, ek het geweet, ek moet my vliegtuigkaartjie boek, maar die een wat ek moet boek, gaan val. So nou gaan ek nie hom boek mos nie, nou gaan ek 'n ander een boek. Ja, maar as jy 'n doel op aarde het, gaan iets gebeur dat jy daai nie kan boek nie, want jou doel op aarde is nog nie uitgeleef nie. Ja. Ek dink, hoe ek dit sien, is dat die Here het vir ons genoeg kennis gegee, sodat ons kan ons besluite neem, maar hy bly die alleen heerser. Nee, dit is hoekom ons nie, dit is toch logies. Ons kan nie nou dink, elke mens moet nou ons Vader se kennis hê, wat se chaos sal nie ontstaan nie, want mense is beheervrate, ons wil in beheer wees. Ons kan nie in beheer wees nie. Ons het net genoeg kennis om ons deur die lewe te help. Ek moet sê, terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het hierdie week, het dit my net weer eens getref. Ek wil te veel weet. Ek moet oorlaat en dit net los vir die Here. Die Here sal 'n pad maak. Die Here sal op sy manier dinge laat gebeur op sy manier. En ek hou van wat Annelie sê, as ons alles geweet het, sou ons beheer wou geneem het en ons sou geloof by die venster uitgegooi het. Weet ons wat môre, John? Ek meen, hier het ons nou hierdie Space Rocket gesien wat om die maan gewentel het en teruggekom. Ek meen, jy moet ook 'n bietjie nuuskierig wees. As jy nie nuuskierig is nie, dan dis ek. As jy nie nuuskierig is nie, hoe gaan jy vorentoe gaan? Natuurlik moet ons daai soeke hê. Ons moet daai soeke hê, jy verstaan. Maar ons het nie al die antwoorde nie. Ek dink ek kan nie vandag, ek dink dit was vir Lisel wat op 'n stadium gesê het, en ek het nou eendag vir Annie ook gesê het, met berading is dit een van die moeilikste goed, mense kom na jou vir antwoorde. Maar ek is nie God nie. Ek is nie God nie. Ek weet nie hoekom is daai kind van 5 jaar oorlede nie. Ek weet nie hoekom is daai man van 21 in 'n motorongeluk oorlede nie. Ek weet nie hoekom is daai vrou, daai mamma van 27 dood aan kanker nie. Of ek weet nie hoekom is kanker by haar gediagnoseer nie. Ensovoorts. Ek weet nie. En jy hoef nie te weet nie. Ja. Want dis nie jou werk om dit te weet. Dis waar aanvaarding inkom. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 13 vers 20 asseblief. 1 Korintiërs 13 vers 12. Ekskuus, Anita. Nee, Lisel het nog nie gelees nie.
Net omdat ek haar gesig nie kan sien nie, dink ek sy is nie hier nie. 1 Korintiërs 13 vers 12. Ek weet jy het iets gelees, Lisel. Ek weet, ek sê maar net om jou aandag te kry. Okay. Okay. Nou sien ons dinge nog net vaagweg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my nou ten volle verstaan. Robert, lees hom vir ons in die ou vertaling ook, asseblief. Hy klink amper dieselfde. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. As ek nou vanaand die vraag moes gevra het na aanleiding van hierdie skrif, hoekom gebeur slegte dinge met gelowige mense? Wat sou julle geantwoord het? Dis normaal. Hoekom nie? Ekskuus? Iemand het gepraat? Dis normaal. Jy's 'n mens, dit gebeur. Annelies sê, hoekom nie? Robert? Ons bly in 'n gebroke wêreld, dis nie 'n perfekte wêreld nie. Al is ons gelowiges, soms tussen die ongelowiges en ons is tussen die onkruid. Die Here sal nie, kan nie sal nie nou al die gelowiges tussen die onkruid uithaal nie, want hy is bang hy gaan ons seermaak. Ons moet gaan tot op die einde, dan sal hy ons skei van die wat van die onkruid. Sal julle saamstem as ek sê dis 'n baie gepraat. Ek het nou die skrif deur mekaar gemaak. Maar ons bly in 'n gebroke. Is dit ek of het julle ander ook gevries of is net Robert? Nee, is Robert. Soos ek gesê het, hy het nou klaar gepraat. Hy het nou klaar gepraat, Robert het gevries. Okay. Al wat ek wil sê is, ons ken ten dele. Daar's julle terug, Robert. Julle was vir 'n oomblik weg. Daar's julle nou weer weg. Daar's julle weg. Ons ken ten dele. Wanneer gaan ons die volmaakte kennis hê? Wanneer ons hemel toe gaan. Wanneer ons hemel toe gaan. Gaan daai kennis dan nou nog saak maak, Anita? Nee, want ons gaan nie regtig omgee of ons nou weet of nie weet nie. Robert, ons stem 100% saam met jou wat jy gesê het. Jy verstaan, ons lewe in 'n gebroke wêreld en ons het gevra, wanneer gaan ons hierdie volmaakte kennis hê? En ons het gesê as ons in die hemel is en ons het gesê, maar gaan dit dan saak maak? Gaan dit nou dan saak maak? Wie het my kat gesteel toe ek 5 jaar oud was? Gaan dit dan nou wragtig saak maak as ek in die hemel is? Nee. So, daar's sekere goed wat ons gespaar word, dat ons dit nie hoef te weet nie. En al maak die lewe nie sin nie, bly God goed. Kom ons kyk wat sê Romeine 8 vers 28, Salome. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Okay. Ek wil hê ons moet in hierdie, as ek hierdie versie sien, dan sien ek die woord proses. En ek sien vir Anita wat 'n Cremora tert maak. 'n Cremora tert, wat se bestanddele kry alles, Anita? Suurlemoensap, Cremora en blikkie kondensmelk, bietjie water ook. Hoe gaan meneer Klaasen voel môreoggend as jy vir hom 'n teelepel suurlemoensap op sy nigter maag net so in sy mond afgooi? Sy het dit al getraai. Is dit die week toe sy met 'n klappie op die oog geloop het? Ja. Jy dink as ek dit voor die tyd geweet het, dit sou my lewe verander het. Jy sien, as ons in die proses, 'n suurlemoensap nie lekker nie. Maar dink nou, hoe gaan 'n Cremora tert proe sonder suurlemoensap?
Dis soet. O, heerlik, dit gaan soet wees. Okay, die punt is wat ek maak, in die proses is daar goed wat gebeur wat seer maak. In die proses is daar goed wat gebeur wat nie sin maak nie. Maar ons kan sê, op die einde van die dag, die beste lê nog voor. Iemand iets sê oor Romeine 8 vers 28? Lees, Louis. Ekskuus dan nie? Kan ek hom in Engels lees? Asseblief dan nie? And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Okay. Alles sal ten goeie uitwerk. Ons is geroep deur die Here. Yes, ek kom by die volgende skrifgedeelte. Meisie, jy kan ook vir ons lees, 2 Kronieke 32 vers 31. Voor ons by hom kom, koning Hiskia. Koning Hiskia het gedoen wat reg was. Maar die Assiriërs het gekom en hom omsingel. Of nie hom, maar die hele volk hom omsingel. En hy het gebid. En die Here het gekom en my engel gekom en hy die hele Assiriese mag uitgewis. En toe word koning Hiskia baie siek. Julle ken die gedeelte van koning Hiskia wat baie siek geword het. En toe die profeet aan sy deur kom klop en vir hom gesê, maak jou gereed om jou Here te ontmoet. En die Bybel sê hy het sy gesig na die muur toe gedraai en hy het gebid. En voor die profeet by die paleis uit is toe die Here vir die profeet gesê, gaan terug na Hiskia toe, ek sit paar jare, 15 jaar by, is dit 15 jaar Salome? Ja. Ek sit 15 jaar by sy lewe. So Hiskia het 'n pad geloop. Maar nou kom Babel, wie was Babel? Hulle was gelowige mense, né? Nou kom die mense van Babel wat vir die afgode aanbid en hulle kom hoor nou, hier het iets groots gebeur hier by koning Hiskia in Israel. Het daar nou iets groots gebeur. En die Bybel sê, as jy gaan lees in 2 Konings 20, dat Hiskia trots gehad in sy lewe. Hy trots, hy het oorgeloof van trots en hy moet net vertel het en vir hulle al sy goud gewys en al die goedjies gewys wat mooi is. En kyk wat sê die Bybel, wat het gebeur in vers 31. So ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het om ondersoek te doen na die wonderteken wat in die land gebeur het God hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was. Al wat ek vanaand vir jou wil sê, niks in jou lewe gebeur, ten eerste, sonder dat God weet daarvan nie, en niks gebeur in jou verlede, in jou lewe, verniet nie. God het 'n doel. En as dit stil is in jou lewe, God het jou nie verlaat nie. Hierdie skrif sê, God het vir Hiskia verlaat. Dit beteken net, God het stil geraak binne hom. God het hom nie verlaat. In 'n eksamen, wat is die doel van 'n eksamen? Byna toe jy matriek, kom ons maak het standaard 8 gaan skryf het. Wat het gebeur as jy wiskunde in standaard 8 geskryf het? Nee, daar was nie 'n keuse gewees nie, jy sal dit deurkom. Jy sal daarvoor leer en dit deurkom. Daar was nie 'n keusevak gewees vir ons nie. Vertel vir ons van die omstandighede, hoe was die omstandighede in 'n eksamenlokaal? Ja, wat is dit? Ja, dit was stil gewees. Jy in die boek. Dit was jy in die boek. En wat het die boek weerspieël? Die boek het weerspieël, of die antwoordstel het weerspieël, dit wat Wynand weet. Kennis. 'n Eksamenlokaal openbaar jou karakter wie jy is. 'n Eksamenlokaal bou nie jou karakter nie. Negatiewe dinge wat met ons gebeur hier op aarde, bou nie ons karakter nie, dit openbaar wie ons is.
En toe jy wiskunde in standaard 8 deurgekom het, wat het toe gebeur, Wynand? Hoe gaan jy standaard 9 toe? Toe word jy bevorder. Maak dit sin wat ek sê? Maar alles het gebeur in stilte. Okay. Iemand iets sê oor hierdie versie? Nie oor hierdie versie nie, maar wat pastoor nou gesê het, die hele lewe bestaan uit 'n eksamen uit. Die Here laat jou toetse skryf en as jy toets gedop het, dan gaan jy hom weer skryf en weer skryf tot jy hom deurgekom het. Dis soos ek het ervaar. Ek stem saam met jou, tot jy jou bevordering kry. Dan oor voorbereiding. Ja. Nog iemand ietsie sê? Dan kom ons by die volgende versie, en dis die versie wat Marius gaan lees op my begrafnisrede. Psalm 46 vers 11. Wysie, jy kan nog nie, jy het genoeg gelees vanaand, né? Wil jy hom vir ons lees? Maak dit so. Kom ons kyk vir Gerda. Psalm 46 vers 11. Ek soek hom asseblief in die ou vertaling en dan ook in die nuwe lewende vertaling, Lisel. Watter vertaling het jy daar, Salome? Enige een. Enige ene? Ja, enige Gee hom vir ons dan in die Griekse vertaling. Grieks, ek sal hom net nie kan lees nie. Ja, lees hom vir ons dan in die King James, maar in die King James gaan hy vers 10 wees. King James. Okay, wie gaan vir ons vers 11 lees? Wie gaan lees? Ek het gesê Gerda. Okay. Jy kan lees, Gerda. Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Laat staan en weet ek is God. Wat sê die nuwe lewende vertaling, Lisel? Wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. Salome, King James. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Ek wil hierdie woorde met insink vanaand. Wees stil. God is in beheer. Robert? Ja. God is in beheer met die behandeling. Wynand, jou voet. God is in beheer. Anita, oë. God is in beheer. Die stel, God is in beheer. Elkeen kan ek by stil staan. John, Rina, God is in beheer. Salome, wat ook al by die werksplek gebeur, God is in beheer. Marius, al wil die damme nie vol word nie, God is in beheer. Dan die Wilma, al loop die valdam oor, God is in beheer. So kan ek by elkeen van julle stil staan. Kan by my en Annelie stil staan vanaand en sê, ja, tyker maak die lewe nie sin nie. Maar een ding weet ek vanaand. God bly in beheer. Bly vlei. My storie is uit. Kan ek hom in die NIV lees, Louis? Asseblief Tannie. Come and see the works of the Lord, the desolations he has brought on the earth. Lees ons vers 10 Tannie. Vers 10. Okay. Be still and know that I'm God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Be still and know that I'm God. Wynand, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek dink ek sien lief daarvoor om 'n Bybelversie op te breek en net 'n stukkie daarvan te lees, maar ek dink hierdie is een van die verse wat ons net die eerste stukkie kan lees. Wees stil en weet ek is God. Stop net daar. En weet dat alles die goeie sal uitdraai vir jou. En ek hou ook van die ander gedeeltes soos hy aangaan. Wees stil en weet ek is God. En almal sal dit weet dat hy is God. Anita? Ek wil niks byvoeg nie, dankie pastoor. Estel? Estel, jy moet nie net aan en af sit nie, moet praat ook. Jy het altyd gesê ek praat te veel. So ek is reg. Wysie? Nee, ek het ook niks te sê. Annelie sê ek ook niks vanaand. Mooi, Salome?
Ek is ook reg, dankie. Wow, Gerda, nou moet jy iets sê. Nee, ek is reg. Ek is reg. Tipies gaan 'n vrou sê ek is reg. Ja. Dis tipies wat 'n vrou sal sê. Robert, Ek het hierdie ding het ek die laaste tyd van my lewe het ek dit geleer en ek het dit begine verstaan. Wees stil en weet dat ek God is. Ons kan plannetjies maak soos ons wil. As dit nie in die wil van die Here is nie, dan is dit verniet. verseker. John, anything from your side? No, exactly what Robert said. Sometimes we just have to surrender. Wees stil. Rina? Nee, is reg, dankie. Lizelle? Ek is ook reg, dankie. Meneer Brits? Ek dink dat in ons lewens ons is deel van 'n boek wat God skryf of geskryf het alreeds. En ons is elkeen in 'n hoofstuk ingedeel. In daardie hoofstuk het ons 'n karakter om te speel met ons vrye wil wat ons het, hoe ons daai karakter, maar ons het 'n spesifieke doel in daardie hoofstuk wat ons moet voltooi. Ons weet nie wanneer ons in die hoofstuk inkom nie, ons weet nie wanneer ons uit die hoofstuk uitgaan nie, maar ons weet ons het iets om te doen. En ons is deel van God se boek. Ons moet maar net daar bly hou. Ons karakter wat ons het, kan ons nie self kies nie. God het daai karakter vir ons gekies. Ons moet maar net in daai karakter bly. Verseker. Amen. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ek dink nie ons is klaar met hierdie tema nie. Dink ek gaan hom nog so 'n bietjie 'n draaitjie gee. Maar kom ons praat oor gebedsversoeke vanaand. Meisie, is daar enige gebedsversoeke van jou kant af? Ja, dankie. Estel? Reg, dankie julle. Anita, gaan met die oogies. En nog dieselfde pastoor, is maar 'n gestoei. Dit asseblief aan 'n bid voor, maar ek glo en vertrou. Dit kan herstel. Natuurlik, ons glo dit. Wynand, wat sê die dokter van die voete? Man, ek het hom gestop net voor hy dit wil afkap. Maar toe sê hy, my vrou moet my voete vir my massage in die oggende, dan sal dit beter gaan. So, ja, ek doen die massage net maar self, so dit gaan beter. Okay. Okay, jy sal gekry, maar dit voel aansienlik beter. Ek moet sê dit is die pyn is weg, so baie dankbaar daarvoor. Vir reën ook asseblief pastoor. Ons bid vir reën. So daar's nie operasies wat voor lê of so iets nie, is alles nog op massages en sulke goedjies, né? Ja, dokter sê operasies gaan nie werk nie, so ons moet hom op pamper en hy moet op spons loop en ek weet nie wat nog als hy moet nie eintlik nie loop nie. My vrou moet my op haar hande dra. Abba, juffie daar loop ek en jy net met Crocs rond, né? Ja. Okay, ons bid vir reën en ons bid van Anita. So enigiets anders te waar ons kan saam bid? Nee, dit is reg dan. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Ek is reg, dankie Louis. Kitani, Salome? Net my staande asseblief en nou is dit sal goed wees, dankie. Amen. Wanneer vlug jy? Oor 6,5 maande. Okay, ek dink as jy het 'n vliegtuigkaartjie gou voor dit geboek. Ja. Nee. John, hoe gaan dit met daai vriend van jou wat so siek is in die hospitaal? Hy is nog in die hospitaal, maar ja, hy is gemaklik en daar's nie veel wat hulle kan vir hom doen nie. Hulle hou hom net gemaklik. Rina, enigiets van jou kant af? Dankbare hart. Amen. Here is goed, né? Lizelle, iets wat ons kan byvoeg? Nee, ek dink ek is reg, dankie. Okay, Mr. Brits? Net dat julle veilig sal terug wees daar by die huis. Met julle vlugte wat julle gaan hê. Amen. Robert, kan jy ons hoor?
Ons kan julle hoor. Robert is net gou uit. Ons kan julle hoor. Sukkel maar met die synie by die dam met die donder weer en so aan. Ag, dit is maar net my dogter. En haar babatjie. Haas en Joas. Ons bid vir jou vir Gerda Junior en vir die babatjie. En na situasie, hou ons asseblief op hoogte, Gerda. En hou ons asseblief op hoogte van Robert toe vir sy wanneer hy dokter toe gaan ensovoorts. Sal so maak, pastoor, sal so maak. Kom ons raak net so vir 'n paar oomblikke stil en dan gaan ek van Marius vra om vir ons hierdie versoeke aan die Here op te dra. Baie keer kom ons op 'n plek wat die lewe nie meer vir ons sin maak nie. En miskien is jy vanaand daar. Omdat ek hierdie woorde hoor van Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet, ek is God. Dis die God wat jou gemaak het. Dis die God wat jou hier geplaas het met 'n doel. Ek sal jou dra. Dankie, Marius. Here, baie dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer om die woord, om te luister, Here, om deel te neem, maar ook, Here, om in te neem van dat U is in beheer. Ons is deel van dit wat U vir ons geskep het, van dit wat ons moet doen, van dit wat ons vir U so op aarde, Here, moet beteken. Baie dankie, Here, dat ons U kan eer en dat ons kan weet, Here, dat die nasies rondom ons, selfs ons nasies, sal U eer, Here, almal van ons. En dankie, Here, vir daardie voorreg wat ons het. En Here, al is daar dinge wat nie sin maak nie, geef ons 'n woord, Here, uit die Bybel uit, geef ons 'n woord van iemand af, wat net daardie stukkie insig sal oopsluit, Here, om daardie gedeelte wat nie sin te maak nie, net betekenis te gee. Al is dit maar net, dit is maar hoe dit gaan werk, of hoe dit werk, dat die mens net daardie rustigheid in die hart het, van goed, dit is reg so, ek aanvaar dit so, ek kan aangaan. Geef ons dat, Here, ons bid dit in Jesus naam. Ook, Here, vir elkeen wat op die groep is, wil ek vir U vra, Here, om saam met elkeen te gaan, vir elkeen gelykpad vorentoe te gee, Here, en laat ons kan weet dat elke stukkie dag wat ons het, is 'n dag uit U genade uit, 'n dag wat ons vir U iets kan beteken, 'n dag wat ons vir iemand iets kan doen rondom ons. Baie dankie daarvoor, Here, dat ons U kan dien, deur die mense rondom ons te dien. Dankie vir die week wat voorlê. Ons sien uit, Here, om hierdie week saam met U te loop en elke dag aan U eer te gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Marius. Net 2 minute. John, ek voel in my hart om vanaand net vir Rina op te dra, Here. Ek weet nie hoekom nie, maar ek wil vir Rina bid. Wil jy net haar jou hand om jou vroukie sit en dan bid ons vir Rina nie. Vader, dankie dat U woord in ons harte leef. En ons as groep wil vanaand vir Rina nie opdra. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U haar sal toevou met U kosbare bloed en haar sal beskerm. Dankie, Here, dat U vir haar paaie maak waar nie paaie is nie. Ons loof U daarvoor, want U is 'n groot God. En ons is so dankbaar dat ons U ken as ons God. Ons is stil vanaand, stil in verwondering oor dit wat U doen. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit was 'n baie lekker aand vanaand. Mag julle 'n wonderlike aand hê en gaan boek daai kaartjie. Al is dit 6 maande vorentoe. Gaan boek dit en mag dit net wonderlik gaan met julle. Dankie. 'n Seënde aand. Bye. Lekker aand julle. Bye bye. Lekker weer.